Aggressiewe geloof. Aggressiewe geloof. Ek het laasweek in die boodskap aangehaal toe iemand vir my gesê het, hulle wil nie vir my preek nie, maar hoe het ek hierdie aggressiewe geloof en die heel week lank, na Sondag is daar 'n paar mense wat vir my gesê het, maar verduidelik vir my, ek wil dit ook graag hê, en jy dit so maklik laat klink Sondag, om dit net so vinnig aan te haal, te sê, en dis verseker nie maklik. Dis verseker nie maklik nie. Hebreërs 11 vers 6 kom, en hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en daai woordjie behaag beteken iemand se goedkeuring te verkry. Om aangenaam te wees, om vreugde te gee, om iemand se hart bly te maak, om weer en weer en weer te glo. Met ander woorde, hy kom en sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, om God vreugde te gee, om God se hart bly te maak, om aangenaam vir God te wees. As jy nie glo nie, wil ek amper sê, dis soos daai kind oor wie jy die heeltyd bekommerd is. Die heeltyd. En al wanneer jy rustig is wanneer hulle hier langs jou bed slaap. Verder is jy die heeltyd bekommerd oor hulle. Jy wonder die heeltyd, waar, wat? As die skool jou bel, dan is jou eerste gedagte, wat het hy nou weer gedoen? En dan gaan hy verder en sê hy, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek, en daai woordjie beloner beteken, om terug te gee of uit te betaal, om te gee wat beloof is, 'n regverdige vergoeding wat nie vergeet word nie. Nou net met daai vers, sonder geloof wat die kern is dit onmoontlik. Ek wil amper sê om God opgewonde te maak, om sy hart te vul met vreugde, om sy hart bly te maak. Want as jy na God toe gaan en glo dat hy is, en vir jou sal terugbetaal, sal teruggee wat hy beloof het, dit maak dit bietjie anderste. Ons leef in 'n tyd, en eintlik het ek dit al baie gesê, waar Suid-Afrika ongelukkig vir bitter baie jare lank al 'n Christenland is. Ek hoor ek sê ongelukkig. Want ons het soveel snaakse gewoontes aangeleer. Godsdienst is amper nie meer vir ons. Ek wil amper sê, dis 'n tweede natuur, en elkeen het die reg om 'n opinie te lewer oor hoe hy Christendom sien. Nou volgende week, vir die volgende 2 of 3 weke, gaan ons na die bergpredikasie kyk. Matteus, wat Jesus gekom het en gesê het, as jy suksesvol wil wees, moenie allerhande boeke en die en daan alles nie, doen net hierdie. Doen net hierdie wat ek vir julle sê, dan sal dit met jou goed gaan. En dan aan die einde van 2 of 3 weke, dan gaan ons terugkyk en sê, dink ons dis moontlik? Ja. Gaan dit baie moeilik wees? Verseker. Maar Jesus sal dit nie vir ons gesê het as dit nie moontlik is nie. Dis sy hart, dis sy begeerte, laat dit met jou goed sal gaan. En ek weet baie keer wanneer dinge begin verkeerd loop in ons lewe, dan probeer ons uitvind waar het ek iets verkeerd gedoen, gesê, wat ook al. Ons voel maar baie keer so. Die Bybel leer ons dat geloof iets is wat jy aan vasgryp. Iets wat jy aan volhard, iets wat jy aanhou, iets wat jy in beweeg elke dag. Dis wat geloof is. Geloof is nie net iets wat jy glo nie. Dit is nie. As ek vanoggend moet vra, wie glo dat die Springbokke die beste span is, dan dink ek 'n hele paar sal sê ja.
as ek dieselfde vraag vra in Nieu-Seeland, gaan baie minder mense so sê. So die Bybel kom en sê, dis nie genoeg om net te sê dat jy glo nie. Die Bybel sê vir ons, die duiwels glo ook, en hulle sidder. Hoekom? Want hulle weet wie God is. Hulle weet wat se krag God na toe in staat is. En dan dink ek moet ons soms terugkyk en sê, weet ons wie God werklik is? Want ons word groot in Christenhuise, Christenskole, Christenland, en dit word vir ons soms net 'n gewoonte. Toe ons by Bruce Wilkinson se kamp was ek in Belinda so ruk terug, was daar 'n span van Indië gewees, wat kom opleiding ontvang het, wat sendingwerk in Indië doen. Hoor baie mooi, wat bereid is om dood te gaan, as hulle uitvind dat jy die naam Jesus Christus verkondig. Ek persoonlik het vir haar gevra, so they will kill you. Yes. Every day, people get murdered, brutally murdered. To say for the name of our Lord and King, Jesus Christ. En weet jy wat's hartseer? Ek wil jy net kom herinner, weet jy wie is dit wat Jesus gekruisig het? Die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes. Dis hulle wat Jesus gekruisig het. Nie die mense wat nie aan God geglo het nie. Maar is omdat menslike opinies deel geword het en God se plek probeer oorvat het. En dis hoekom ek laasweek al gesê het, ek hoop dat jy nie toelaat dat menslike opinies die woord verander soos wat dit jou of wie ook al pas nie. Daar is 'n groot verskil tussen passiewe geloof. Met ander woorde, as iemand sê, ja, nee, ek hoor wat jy sê, jy weet, ek sal bid daaroor, en as God dalk wil, of dalk sal, ja, dan sal daar seker iets gebeur. Dis iemand wat sê, dat ek glo. Maar aggressiewe geloof is, luister gou vir my baie mooi, jy gaan my nie oortuig nie, God se woord sê dit, hy het dit beloof, en ek sal dit glo. Lyk 'n bietjie anders, né? Ek wou eers gevra het, wie van julle het al gehoor dat mense sê, ag, maar ek wil nou nie daar gaan nie, net nou het jou man of jou vrou dit gesê, man. Daar's 'n verskil tussen aggressiewe geloof van, God het dit gesê, en ek sal nie waag om teen hom te gaan. Klaar. Ek sal maar net gehoorsaam wees. Lyk dit vir my normaal? Glad nie. Maar God het dit gesê, so, klaar. Dis maar net hoe dit is. Ja, maar het jy nou gekyk, jy weet, het was nou nie vir Suid-Afrika daai, God is 'n waarmaker van sy woord, en hy is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Maar ons moet onthou, en hoor baie mooi, aggressiewe geloof, is nie aggressief teenoor mense nie. Hier is baie belangrik. Moenie toelaat dat jy aggressief word oor geloof en mense begin aanval. Want jy gaan net jouself ontstel en kwaad maak. Aggressiewe geloof is aggressief teenoor ongeloof. Teenoor sonde, teenoor vrees, teenoor moedeloosheid, teenoor verwerping, teenoor gevoelens en idees wat God in jou hart en jou gedagtes probeer plant. Dis daar waar jy opstaan en sê, ek sal dit nie aanvaar nie, dis nie wat God vir my in gedagte het. Want om mense aan te val, gaan net 'n argument word, en naderhand dan is ons heeltemal weg. So, aggressiewe geloof val nie die mens aan nie. Ek wil amper sê, dit val die wortel aan. En reg deur die Bybel is daar mense wat op 'n plek in hulle lewe gekom het, van ons almal se grootste geloofshelde, wat op 'n plek in hulle lewe gekom het, wat hulle gesê het, is God nog daar? Kom ek noem vir julle net so vinnig 'n paar. Dawid het dikwels gevra, hoe lank nog, Here?
Sal U my vir altyd vergeet? Psalm 13 vers 2 is een van hulle. Job kom, en Job soek God, maar hy ervaar net stilte. En dan begin hy God sommer blameer, en hy vervloek die dag wat hy gebore is, en hy vra hierdie vraag, waar's God? Elia, na sy oorwinning op Karmel voel hy so alleen, en hy voel ook soos Job, dat hy eerder net wil sterf. 1 Konings 19. Jeremia, hy kla dat dit voel asof God hom verlaat het. Klaagliedere 3. As 'n wonder of God se liefde en genade opgehou het. Psalm 77 vers 8 tot 10. Habakuk vra, hoe lank roep ek om hulp, Here, en U luister nie? Habakuk 1 vers 2, Gideon vra, waar is God se wonderwerke dan nou? Almal praat daarvan, waar is dit nou? Rigters 6 vers 13, Moses voel die las is te swaar, en hy roep talle kere uit na die Here toe. Een van hulle is Numeri 11. Hanna roep in haar hart tot God oor haar smarte. 1 Samuel 1. Naomi voel God het teen haar gedraai. In Rut 1 vers 20-21 voel sy God het teen haar gedraai. Johannes die Doper, vanuit die tronk vra hy of Jesus werklik die Messias is. Matteus 11 vers 2 en 3. Die disippels tydens die storm roep hulle uit en sê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Markus 4 vers 38. Martha en Maria sê, as Jesus net vroeër hier was, dan sou my broer nie gesterf het in Johannes 11, maar bo alles, bo al daai geloofshelde, kom die Seun van God aan die kruis en hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En ek sê baie keer met begrafnisse, moenie dat iemand vir jou sê, jy mag nie vra nie. Jy moet net die vraag vir die regte een vra. Dit help nie jy vra vir mense nie. Praat met God. Hier hoor ons dat Jesus vir 'n oomblik, die Seun van God, vir 'n oomblik self die gevoelens ervaar wat ek en jy so dikwels ervaar. Here, waar is U? Here, ek bid al so lank, ek smeek al so lank. Here, as U nie nou iets doen nie, dan is dit verby. Die Bybel wys vir ons dat die grootste geloofshelde wat ons so na verwys, ook maar talle kere gekom het en gesê het, waar is U? Hoor wat sê Jesaja 49 vers 15 en 16. Kan 'n moeder haar suigeling vergeet? Selfs al sou sy hom vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie. Kyk, ek het jou in my handpalms gegraveer. Nou gaan jy baie keer vir my sê, Dion, nou hoekom voel dit dan soveel keer vir my, of ek so alleen is? En ek het al baie keer die voorbeeld gebruik, as my kinders skool toe gaan, en iets gebeur by die skool, en ek is nie daar nie, het ek niks verkeerd gedoen teenoor hulle nie, ek het hulle nie verwerp nie, ek het hulle nie vergeet nie, ek het hulle nie opgehou lief gehad nie, hulle is by die skool. En ja, ek is nie daar om hulle dadelik te kan help nie. Maar ek kan nie waarborg, as iets moet gebeur, sal ek vinniger as die normale daar uitkom. Ek het nou gisterand gesit en dink op 'n stadium, toe ons net in Koster kom, toe kry Keegan so kroep aanval. Nou, toe het ek nou gedink, ek gaan sê hoe lank het my gevat het om van Koster af tot aan Rustenburg te kom. Maar Jaco sal onthou, ek sal nou liewer nie tyd noem nie, anders is ek dalk in die moeilikheid. Maar daar's niks wat jou stop nie. Dis niks wat jou kan keer nie. Nou, dink jy nie as God hier sê, sal 'n ma kind los, al doen sy dit, ek sal dit nooit doen, as jou hart stikkend is,
Dink u nie dat God nog meer as ek en jy voel, dat hy jou wil omvou, jou wil toevou, jou wil omsingel amper met sy liefde, sy genade, sy teenwoordigheid. Eerstens, aggressiewe geloof, hou vas, al lyk alles onmoontlik. So 'n paar jaar terug, sê Belinda vir my, ek en my pa sing daai lied, en dis hoekom ek hom nou so ruk terug weer op my status gesit het, Habakuk, al sou die vrye boom nie bot nie, en al geen drywe aan die wingerde wees nie, al sou die luifoes mislik, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen beeste in die beeskraal wees nie, en die skaapkraal sonder, nogtans sal ek op die Here vertrou. Al is alles en almal teen my, nogtans sal ek met trane in my oë, met 'n stikkende gebroke hart, met 'n stikkende stem, 'n gebroke stem uitroep en sê, nogtans sal ek glo dat God is. Ek weet nie van jou nie, maar sekere liedjies wat ons sing, wat ek nie meer wil sing. Ek weet nie van jou nie, daar sekere verse in die Bybel wat nie altyd vir my so lekker is om te lees nie. Daar sekere verse wat ek in die middel van die nag lees, en dan stoei ek met die Here. Dan sê ek, Here, ek sal U nie laat gaan, totdat U my seën nie. Ek sal nie. Markus 5 vers 25 kom die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Vir 12 jaar lank het niks gewerk nie. Niks dokters, niks medikasie, niks nie. En sy staan op en sê, as ek net aan die soem van sy kleed kan raak. Ek wil nie eens met hom, ek wil net. En sy wag nie dat Jesus na haar toe kom nie, sy druk deur almal. En ons almal ken die verhaal, die oomblik toe sy aan hom raak, stop Jesus en hy sê, wie het my aangeraak? En sy disippels sê, Here, hoe bedoel jy wie het jy aangeraak? Hier's honderde mense. Hulle druk die heeltyd. Hy sê, nee. Iemand het my aangeraak. Wanneer laas was jy in omstandighede in jou lewe gewees, wat net niks jou sou stop om by God uit te kom? Wanneer laas was jy van jou kinders op 'n plek gewees wat jy gesê het, ek gee nie om wie wat sê nie, ek sal God nie los nie. Ek sal nie. Ek sal dit nie doen nie. Wanneer laas het jy deurgedruk, deur omstandighede, deur teleurstellings, deur kritiek, deur moegheid, deur die wagtyd. Die wagtyd. Wanneer laas het jy deurgedruk en gesê, is reg. As ek nog 'n bietjie moet wag, dan wag ek nog 'n bietjie. Maar ek sal nie ophou glo nie. Ek sal nie. Wanneer laas het jy deurgedruk tot jy by Jesus gekom het? En die tweede ene, aggressiewe geloof, praat anders. En ek kan die heel dag vir 10 ure lank net oor hierdie praat as dit by Christene kom. Romeine 4 vers 17 tot 21. Abraham noem homself die vader van baie nasies voordat daar nog 'n kind is. Hy kyk nie net na sy eie liggaam nie, maar hy kyk na God se beloftes. Hoe mooi sê iemand dit? Hulle sê, as jy kind van God is en jy die beloftes van God glo, mag jou woorde openbaar waarin jy glo. As jy kind van God is en jy glo God se beloftes, mag jou woorde openbaar waarin jy glo. Openbaar beteken om iets sigbaar of bekend of duidelik te maak. Met ander woorde, as ek glo in God, dan moet ek vir mense kan wys dat ek glo in God. Wie van ons vanmôre is bereid om soos Paulus te sê, luister ouens, almal wat sê dat hulle Christen is, kyk na my, ek sal vir julle wys hoe lyk dit om 'n Christen te wees. Is daar enige iemand? Hoekom nie?
Paulus kom en sê, wees my navolger van Christus. Daai woord beteken, kom naap my. Kom doen wat ek doen, want ek naap vir Christus. Dit wie hy wil hê ek moet wees, dit is ek. Nou Paulus is 'n ander kreatuur. Ons het al baie by die manna van manne oor hom gepraat. Want Paulus was daai pel wat ek wou gehad het. Hy gaan op 'n stadium, dan vat hy 1 of 2 vriende saam as hulle buite die stad kom en sê sy vriende, hoorie Paulus, man, ons sal vir jou by die volgende dorp wag. Want hier gaan ons nie lewendig uitkom nie. So gaan jy as jy dink jy moet gaan, maar ons los vir jou hier. Ons het jou nou tot hier gebring. Dink gou 'n bietjie vir 'n oomblik, as jy iemand in jou lewe gehad het, wat Jesus 100% naap. So, kom ons verander dit bietjie. Wil jy nie graag die een wees wat Jesus 100% naap, sodat almal na jou kan kyk nie? Okay, daai is baie maklik. Moet nooit weer kwaad word vir iemand nie. Vergewe almal. Kry jou meer in toom. Wees lief vir almal. Gee vir mense, as God sê gee, dan gee jy. As God vir jou sê, was hulle voete, dan was jy hulle voete. Ek hoop jy is reg vir die bergpredikasie in die volgende 2 weke. Ek sien uit daarna. God het 'n begeerte dat ons, elkeen wat ons self Christen noem, Christen beteken klein gesalfde, met ander woorde, Christus, Jesus is die gesalfde, en ek is onder hom. Ek is besig om 'n boek te lees oor leierskap, en die hoofstuk wat ek gister gelees het is, as jy 'n Christen is, dan jaag jy altyd vir die agterste stoele. En dit beteken nie vir daai mense wat agter in die klas sit, praat nie van dit nie. Ons praat van, jy wil nooit hê, enige iemand moet hoor as jy geag word, of jy wil nooit hoor as enige iemand geag word. Jy wil hê mense moet sê, jy is die nederigste mens onder hierdie son. Die wêreld sê dat dit onmoontlik is. God sê, Matteus 19 vers 26, by God is alle dinge moontlik. Kerk, glo jy dit? Die wêreld sê, ek gee op, ek kan nie meer nie. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek kan alles oorwin. Niks sal vir my te moeilik wees nie. Glo ons dit? Die wêreld sê, ek is of voel nie goed genoeg, ek voel alleen. Hebreërs 13 vers 5 sê, die Here sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Glo ons dit? Die wêreld sê, dit is verby met ons land. Is verby met ons. Jesaja 43 vers 19 sê, God maak 'n pad waar daar geen pad is nie. Ek kan nog aangaan en sê, die Bybel sê, net met my oë sal ek dit aanskou, maar na my toe sal dit nie aankom. Al val dit 1000 aan my een kant en 10,000 aan my ander kant. Jo. Die verskil is, ons ken al hierdie goed, maar glo ons dit? Leef ons dit? Ons het nou gesê, as jy Christen is en glo in God se beloftes, mag jou woorde dan getuig daarvan. Jou woorde moet God se beloftes echo, sê een van die ouens. Nie jou vrese nie. 2 Korintiërs 4 vers 13 sê, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Aggressiewe geloof gee nie op nie. Maak nie saak wat nie. Die weduwee het aangehou klop, aangehou vra, aangehou en aangehou en aangehou. Daniël bid 21 dae, Elia bid 7 keer. Josua stap 7 dae om Noag bou vir dekades lank. Aggressiewe geloof, bly gehoorsaam aan God. Josua 6, God se plan sou vir my baie vreemd geklink het om vir my te sê, loop om die stad. Die 7de keer dan blaas, julle rams, horings en skree en al die goed. Dit maak glad nie sin nie.
Die helfte van die goed wat God vir die mense gesê het om in die Bybel te doen, maak vir my glad nie sin. Glad nie. Hoegenaamd nie. So hoor gou hier. Hoeveel dinge in jou lewe is daar wat glad nie vir jou sin maak? Is God nie miskien dalk besig nie? Here, waarmee is U besig? Here, wat doen U? Sonder geloof is dit onmoontlik. Die laaste een, aggressiewe geloof, kyk vorentoe. Ons het laasweek gepraat oor Filippense wat sê, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit. Ek sit alles in om vorentoe te gaan en ek laat nie toe dat enigiets my terughou nie. Paulus leef nie in gister nie. Hy sê, as gister verby is dit verby. Die wat ek moet vergewe, vergewe ek. Die wat ek moet laat gaan ek. Dis niks met my te doen nie. Want ek wil God eer. Ek wil nie hê dat daar iets moet gebeur nie. Een van die moeilikste dinge wat ons leer in die Bybel is die volgende. Here, vergewe my. Soos ek. Het jy dit al gelees iewers? Is daar iemand wat hom ken? Wat sê hy? Here, vergewe my soos ek vergewe. En vir die vertaling sê, soos ek die vergewe wat teen my gesondig het. Miskien voordat ons hier uitgaan, moet ons die kerk se deure sluit en dan sê ek, okay, wag gou. Kom ons gaan net gou terug na die 10 gebooie toe en die bergpredikasie en dan vra ons of jy nog steeds 'n Christen wil wees. Want dit is vir ons baie lekker om te hoor jy's vergewe. Dit is vir ons baie lekker om te hoor jy's nuut gemaak. God beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Hy beplan nie vir jou onheil nie. Alles sal goed gaan. As jy my gehoorsaam. Een van die verse wat ons so baie aanhaal om te sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, dan sal ek aanhoor en hulle vergeef, né? As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle bekeer van hulle verkeerde weë en my naam aanroep, dan, daai woordjie dan is nie op 'n mooi plek daar nie, dan sal ek hulle hoor en hulle land genees. Die vyand wil hê dat jy moet bly by jou mislukkings. Hy wil hê jy moet bly by jou seer kry, hy wil hê jy moet bly in die sonde wat jy vasgevang is, maar geloof sê, ek het genoeg gehad hiervan, ek soek God se wil. Dit is tyd om op te staan en te gaan. Ek soek God se wil. Die vyand probeer vir jou aanhou om te sê, jy sal, laat hy net weer hier verby my ry. Ek sê jou wys. Laat hy net een ding vir my te sê vandag. Paulus sê, nee man, los die goed in die verlede, los dit daar. En nou sê die helfte van julle hier en sê, Dion, gaan nou aan, los nou hierdie ding, kom ons gaan nou aan toe. En nou op dit sê, besef ons dat ons soms mure om ons bou. Want God se woord sê, daar's 'n skeidsmuur wat ons self daar bou. Daar's 'n muur om ons harte wat ons self daar bou. Ons noem dit, Here, ek het U lief, vergewe my, maar wees maar net genadig met my, ek sal op 'n ander stadium daai ou. Here, ek bid dat U my sal hoor. Hoe lyk aggressiewe geloof vandag? En luister baie mooi. Aggressiewe geloof is om steeds kerk toe te gaan, wanneer ek moedeloos is en voel of dit nie werk nie. Aggressiewe geloof is om steeds te bly bid, wanneer ek vir baie lank geen antwoord gekry het nie. Aggressiewe geloof is om steeds te gee, wanneer dit vir my voel asof ek niks meer het om te gee nie. Aggressiewe geloof is om steeds jou Bybel oop te maak en te lees, al voel jy asof jy niks lus het of tyd het daarvoor nie.
Aggressiewe geloof is om steeds te glo in jou kinders en hulle te leer van die Here, al wil hulle niks met hom te doen nie. Aggressiewe geloof is om steeds te glo dat jou huwelik die beste kan wees. Aggressiewe geloof is om steeds te vergewe voordat jy vergewe word. Aggressiewe geloof is om steeds God te aanbid, al voel hy ver van jou af. Jesus is ons grootste voorbeeld. In die tuin van Getsemane het hy nie omgegee wie sê wat nie. Aan die kruis het hy nie teruggedraai nie. Hy het volhard en gesê, dit is volbring. Onthou, aggressiewe geloof probeer nie God dwing om iets te doen nie. Dit gryp met volle vertroue vas aan wat God reeds in sy woord beloof het. Ek wil graag een gedeelte vir u sê. Aggressiewe geloof ontken nie die waarheid van die lewe nie, maar dit verkies dat God se waarheid groter is as die wêreld se werklikheid. So ons sê nie daar's nie fout in ons land nie. Ons sê nie daar's nie fout in my lewe nie. Glad nie. Maar ons kies en ons verklaar dat God se waarheid groter is as die werklikheid waarin ons lewe. Kom ons sluit die oë. Here, elke een van ons wat hier sit, elkeen, kom ver tekort. Elke een van ons in hierdie plek, Here. Ons kom ver tekort. En eerstens wil ek kom bid, Here, dat die vyand nie hierdie woord sal verdraai om vir mense te vertel dat hulle nie goed genoeg is en nooit goed genoeg sal wees nie. Want dit gaan nie oor wat ons gedoen het nie, maar dit gaan oor wat Christus vir ons gedoen het. Daarom wil hy hê dat ons nader aan hom sal groei. En ek bid in die naam van Jesus, dat U ons aggressiewe geloofshelde sal maak. Elke dag van ons lewe is daar iemand in ons lewe wat nodig het om te hoor dat een van ons sê, nee, jy sal dit maak. Jy sal oorwin. Jy is goed genoeg. Jy kan dit doen. Here, ons oë vertel vir ons 'n ander storie. Ons oë vertel vir ons 'n ander prentjie. Maar dis juis waar God inkom. Van daar waar alles onmoontlik lyk, is waar God intree. En miskien is dit tyd om te erken, Here, dit voel onmoontlik in my lewe. En omdat dit onmoontlik voel, weet ek, this is a case for God. Hierdie is 'n saak vir God. I was not made to be tending a grave. I was made for more. Groter en meer dinge. Groei nader aan God. Groei nader aan God as ooit van tevore. Soek die skadu van God. Help ons, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën u.